Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Die Vertrek waar niemand meer leer nie en hierdie is die 6de episode in die tema Die Kriewelrige Kerk. Daar is 'n vreemde stilte wat oor 'n kerk kan hang, nie omdat God afwesig is nie, maar omdat almal gewoond geraak het aan 'n boodskap wat nie meer beweeg nie. 'n Gemeente kan vol wees, die musiek kan meevoerend wees, die preek kan kragtig wees, en tog kan iets in die middel van dit alles doodstil staan. Nie uit bloot verveeldheid nie, maar as gevolg van herhaling. Wanneer die kerk vergeet waarvoor hulle bymekaar kom, word selfs die heiligste ruimte 'n lokaal waar niemand werklik leer nie. En dit is juis hier waar die probleem lê, dat 'n kerk kan groei in getalle, maar krimp in volwassenheid. Dat 'n boodskap wat bedoel was om die wêreld te skud, vasgevang kan raak binne 4 mure. Dat 'n liggaam wat geroep is om uit te gaan, kan vassteek by die melk van die boodskap. Hierdie oordeenking stap in daardie ongemaklike waarheid in. Nie om beskuldigings te maak nie, maar om mense wakker te maak. Want 'n kerk wat sy roeping vergeet, verloor nie net sy stem nie, dit verloor sy doel. Die sleutelvers vir vandag kom uit Efesiërs 4 vers 12. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Die oordeenking vir vandag, wanneer die kerk sy eie stem verloor. Dink aan 'n skool waar almal in een lokaal gedruk word, kleuters en tieners saam, en die hoof probeer almal gelyktydig dieselfde wiskunde te leer. Iewers gaan iemand kort kom en om die kleuters te akkommodeer, leer die hoof almal dat 1 + 1 is gelyk aan 2. Dit klink absurd, maar dit is presies wat in baie kerke gebeur. Die boodskap word so laag ingestel dat niemand werklik groei nie. Die volwasse gelowiges word teruggehou, die jonges word net gehelp en die hele stelsel word gebou rondom die klein moontlikheid dat 'n paar mense dalk vir die eerste keer die evangelie hoor. Die kerk word 'n klaskamer wat nooit vorder nie. Wanneer 'n gemeente elke Sondag melk bedien word, word die hele liggaam ondervoed. Die bedoeling is goed. Niemand wil 'n soekende siel verloor nie, maar die resultaat is rampspoedig. 'n Gemeente wat nooit verder as die basiese beginsels beweeg nie, word 'n plek waar volwassenheid nie net ontbreek nie, maar onmoontlik word om te gebeur. Die kerk word 'n plek van herhaling, nie van vorming nie, 'n plek van gemak, nie van groei nie. Die vroeë kerk het nooit so gewerk nie. Hulle het nie bymekaar gekom om die wêreld te evangeliseer nie. Hulle het bymekaar gekom omdat hulle dit reeds gedoen het. Die samekoms was nie die veld nie, dit was die basis, 'n herstelpunt, 'n opleidingskamp, 'n tafel waar gelowiges mekaar versterk het na 'n week van vervolging, weerstand en gevaar. Die kerk was die plek waar die soldate teruggekeer het om asem te skep, nie die plek waar die oorlog gevoer is nie. Evangelisasie het buite die 4 mure gebeur, op die strate, in die markpleine, in die sinagoges, in die huise van vreemdelinge. Dit was nie 'n program wat getrou gevolg was nie. Dit was 'n leefstyl. Die kerk het nie probeer om die wêreld in te nooi nie. Die kerk het die wêreld ingegaan. En wanneer hulle teruggekom het, was die byeenkoms 'n plek van genesing, toerusting, verdieping en voorbereiding vir die volgende veldtog wat in die vyand se gebied plaasgevind het. Wanneer 'n kerk sy energie spandeer om elke Sondag die laagste vlak van gelowiges te bedien, verloor dit sy roeping. Die liggaam word swakker, die gelowiges word vlakker en die wêreld daarbuite word nie bereik nie. Die kerk word 'n plek waar mense sit en wag vir iets wat nooit gebeur nie, omdat die werk wat Jesus bedoel het, nie binne die 4 mure gebeur nie, maar buite. Die kerk is nie die oorlogsveld nie, dit is die basis. En 'n basis wat nooit sy soldate oplei nie, stuur niemand uit om te gaan veg nie. As die kerk weer wil groei, nie in getalle nie, maar in diepte, moet dit terugkeer na sy oorspronklike ontwerp. 'n Plek waar gelowiges toegerus word vir die werk van evangelisasie.
Nie 'n plek waar jy toegerus moet word en dit dan deur evangelisasie vervang word nie. Die wêreld wag daar buite. Die kerk moet ophou om 'n klaskamer vir 5-jariges te wees en weer 'n opleidingskamp vir volwassenes word. Dit is hoe die koninkryk uitbrei. Dit is hoe die wêreld verander word. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? As jy wil sien hoe jou geloof groei, moet jy ophou wag vir die kerk om dit namens jou te doen. Die wêreld buite jou deur is die plek waar jou roeping lê, nie die kerkbank waarin jy elke Sondag sit nie. Jou lewe word nie gevorm deur wat jy hoor nie, maar deur wat jy doen met dit wat jy hoor. Wanneer jy begin leef as iemand wat gestuur is, verander die hele manier waarop jy kerk ervaar. Dit word nie meer 'n eindpunt nie, maar 'n herlaaistasie. Begin om jou geloof te dra soos iemand wat werklik glo dat God jou in die wêreld instuur. Dit hoef nie dramaties te wees nie, net eerlik. Byvoorbeeld 'n gesprek wat jy nie vermy nie, 'n gebed wat jy vir iemand bid, 'n hand wat uitreik in iemand se nood, 'n keuse om nie weg te kyk wanneer iemand swaar kry nie. Hierdie klein dade word die plekke waar jou geloof ophou stil staan en begin beweeg. Dit is hoe volwassenheid lyk, nie meer melk nie, maar momentum. En wanneer jy hierdie pad stap, sal jy ontdek dat die kerk nie bedoel was om jou te vermaak of te beskerm nie, maar om jou toe te rus. Jy word nie geroep om te sit en net alles te absorbeer nie. Jy word geroep om te dra, te bou, te spreek en te leef. Laat die boodskap van hierdie oordeenking jou nie net tref nie, laat dit jou aanspoor om uit te gaan. Die wêreld wag nie vir 'n beter kerkdiens nie. Die wêreld wag vir 'n gelowige wat bereid is om op te staan. Kom ons bid saam. Here Jesus, maak my vry van die soort geloof wat net werk wanneer iemand anders dit vir my dra. Breek die dele in my wat wag vir nog 'n Sondag om my wakker te maak en vorm in my 'n hart wat self opstaan en uitgaan. Ek gee vir hierdie gemak, die passiwiteit, die gewoonte om te sit en te luister sonder om te leef. Maak my wakker vir die roeping wat buite die 4 mure lê. Die roeping wat nie wag vir 'n diens wat my gaan aanspoor nie, maar eerder om uit te gaan en te disipel. Leer my om U te volg in die gewone plekke waar niemand applous gee nie. Laat my geloof sigbaar word in die gesprekke waarvan ek wegskram, die mense wat ek sou vermy, die oomblikke waar ek eerder stil sou bly. Maak my dapper genoeg om uit te gaan, al voel ek nie gereed nie. Maak my gehoorsaam genoeg om te praat, al voel ek nie sterk nie. Maak my volwasse genoeg om te doen wat ek glo, nie net te glo wat ek hoor nie. En wanneer ek moeg raak, herinner my dat U my nie roep om te presteer nie, maar om net te leef. Dat U my nie stuur omdat ek sterk is nie, maar omdat U sterk is. Laat my lewe 'n antwoord word, nie op 'n preek nie, maar op U stem. Laat my liefde vir U momentum kry en laat my geloof nie net by melk bly nie. In U heilige naam bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Handelinge 20 vers 28. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Wanneer 'n mens hierdie woorde hoor, voel dit soos 'n roeping wat nie in 'n vertrek kan bly nie. Dit dra die gewig van 'n roeping wat nie melk bedien nie, want die kudde behoort aan Christus self. Dit plaas die verantwoordelikheid terug op elke gelowige, nie net die predikant nie. Om wakker te word vir die feit dat die kerk nie 'n vermaaklikheidsruimte is nie, maar 'n liggaam wat gevorm moet word. Hierdie teks trek jou uit die gemak van passiewe luister en plaas jou in die posisie van iemand wat self moet waak, self moet uitgaan, self moet groei. Dit is die soort geloof wat nie in 'n Sondagdiens vashak nie, maar in die wêreld instap met 'n bewuste besef van jou roeping. Die volgende vers kom uit 2 Timoteus 2 vers 2. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander
te leer. Hier voel jy die beweging van die vroeë kerk. Nie 'n boodskap wat teruggehou word nie, maar een wat oorgedra word, vermenigvuldig word, uitgeleef word. Dit is die teenoorgestelde van 'n kerk wat elke week dieselfde boodskap herhaal. Hierdie vers roep jou in 'n stroom van oordrag in. Jy ontvang nie net om te ontvang nie, jy ontvang om uit te leef. Dit is die soort geloof wat nie in 'n kerkbank kan bly sit nie. Dit vra dat jy die waarheid wat jy ken in iemand anders se lewe plant. Dit is hoe 'n kerk sterk word, nie deur die laagste vlak te bedien nie, maar deur mense te vorm wat self ook ander mense kan vorm. En dan die laaste vers kom uit 1 Petrus 4 vers 10. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Hier word die kerk nie as 'n gehoor beskryf nie, maar as 'n beweging van gawes wat vloei. Dit breek die idee dat die Sondagdiens die middelpunt van alles is. Dit plaas die gewig van bediening in die hande van elke gelowige, nie net die predikant nie. Hierdie teks roep jou om jou gawe te gebruik, nie te bære nie, om jou geloof uit te leef, nie weg te bære nie. Dit is die soort volwassenheid wat hierdie oordeenking oproep. 'n Kerk wat nie wag vir 'n preek om te beweeg nie, maar self die beweging word. 'n Gemeente wat nie melk drink nie, maar mekaar met die waarheid voed. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer tot volgende keer. Shalom, shalom.